Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Ernest Stander. So, vandag is dan nou die laaste gedeelte van die MBA in eiendomsbelegging, soos gepraat bietjie oor die A, wat dan nou alternatiewe befondsing is, spesifiek vir eiendom, maar dan nou so gepraat van eiendom, wil ek dan nou net begin met Koning Leeu se huis. Dis weer vars angle daai, ek hou van hierdie storie. So, eendag is Koning Leeu, die koning van die oerwoud, is hy daar in die oerwoud, maar hy kom toe nou agter sy huis se dak lek. En hy wil anyway bietjie aanbou ook. So hy vra toe vir Eekhoring, sal jy vir my 'n paar takke gaan afkou en dan help bietjie bou, my dak regmaak en bietjie aanbou. Hy sê toe vir die Eekhoring dat ek sal vir jou 11 sakke akkers gee as jy hierdie huis vir my kan klaarmaak. En Eekhoring maak sy somme en hy besef toe nou dit sal beteken dat hy kan op pensioen gaan. Hy hoef nou nooit weer akkers bymekaar te maak, hy het genoeg. Eekhoring begin toe nou so dat bome afkou en takke afkou en hy bou Leeu se huis vir hom blerry smart. Maar hy het nie geweet hoe lank dit gaan vat nie, so dit vat toe nou baie langer as wat hy gedink het. So in die oggende is dit vroeg uit die huis uit, gaan bou uit die huis, laat aande, nie tyd vir die Eekhoring kindertjies nie, kom nie by hulle uit nie, sy chommies naweke, doen hulle wat Eekhoring soos naweke doen. Ek nou nog nie gaan kyk. They go nuts. They go nuts, ja. Speel met hulle nuts. Maar hy kan nie saam speel nie, hy moet Koning Leeu se huis klaarmaak. En het actually 'n hele paar seisoene lank gevat om hierdie huis klaar te maak. Nou ek is nie spesialis in die wild gedeelte diere en goed nie, maar ek dink nie Eekhoring se lewe 20 jaar nie. So 'n paar seisoene was 'n goeie deel van sy lewe wat hy toe nou hierdie huis klaar bou. Toe die huis uiteindelik klaar is, toe gee Koning Leeu vir hom sy 11 sakke akkers en hy is te bly, hy hoef nooit weer te werk nie. En toe hy daai eerste akker byt, toe kom hy agter, sy tande is nou so stomp, hy kan nie hierdie akker gebyt kry nie. En so het hy sy tande stomp gekou om Koning Leeu se huis klaar te maak. Kan ek net? Ja, dit is goed, ja. En die les wat ek dan nou hierso uitgevat het is dat ons werk so hard en ons maak onsself so stomp vir ander mense en vir die goeders wat vir hulle belangrik is en om so hard te werk om te provide dat ons vergeet om saam met ons familie tyd te spandeer en actually lekker goeders saam met hulle te geniet. Nou daarmee sê ek ook nou nie mens moet lui wees nie. Want eendag was daar 'n lui ou. 'n leiman. In leiman's terms. Leiman's terms. En eendag toe hy nou besluit, hy gaan nou vandag actually van sy boude af klim en iets doen. Toe nog hy het 'n idee.
'n beter plan. Ja, ja. Maar nog 'n bietjie sit. So die een keer wat hy toe 'n bietjie sy energie gebruik was toe met 'n verskeide agenda, maar hy klim toe tot op die hoogste berg wat hy kon kry, want hy dog toe dan het hy hopelik 'n direkte lyn na die Skepper toe. So hy nou heel bo op die berg gaan staan. So hy gaan staan toe heel bo op die berg en hy sê hy vat 'n kans, hy wil nou die lyn toets. Hy nou deur is. En hy sê, meneer die Skepper, wat is 1 miljoen jaar vir jou? Wragtig kry hy 'n antwoord. Hy sê, dis soos 1 minuut vir my. Yes, sê, nou, jy weet, hierdie lyn werk, ek moet hom gebruik. Hy sê, meneer die Skepper, wat is 1 miljoen dollar vir jou? En hy hoor terug, dit is vir my soos 'n penny. Hy sê nou, meneer Skepper, kan ek asseblief 1 penny kry? Hy sê, ja, dis reg, wag net 'n minuut. So dit werk ook nie so dat ons nou so voel jy het nou 'n oop lyn wat jy nou net geleenthede uit die lug uit gaan val. Jy moet maar werk. So, jy moet maar. Iewers tussen die eetkoring en hierdie leiman, daar iewers is 'n goue middeweg wat ons moet kry. Nou, ek dink as ek nou moet sê waar ek tussen daai twee val, dan dink ek is so 'n bietjie nader aan die man, bietjie leier, maar dit beteken ook mens kry partykeer meer beter en makliker maniere om goed gedoen te kry. Nou goed, so ons het in die vorige 2 weke het ons gepraat eerste oor die M, om 'n gemotiveerde verkoper te kry. Dit is die vinnigste en die direkste manier om 'n goeie deal te kan kry. Die volgende week laasweek het ons oor die B gepraat, 'n bietjie oor berekeninge te doen. Nou weet jy, wat is 'n goeie deal? Nou vandag gesels ons bietjie oor, jy het nou hierdie goeie deal gekry, en baie opgewonde by die bank gaan aansoek doen vir 'n paar rand, en die bank sê toe nee. So wat is nou jou opsies om nog steeds in eiendom te kan belê, sonder om die bank se geld te gebruik? Nou, ek wil ook dan hierso net eers vinnig sê, dat dit is, meeste van die tyd, is dit die maklikste en die vinnigste manier, en die goedkoopste manier, om wel die bank se geld te gebruik. So as jy daai luxury het, of as die bank van jou hou, en jou kredietrekord, dan is daai die makliker manier. Maar daar's baie mense daar buite, veral na die laaste 2 jaar, of wat ook al met COVID, wat die banke hou nie meer so baie van hulle noodwendig nie. En dit is nie die einde van jou pad as 'n eiendombelegger nie, jy het nog opsies. So die eerste opsie, praat ek van 'n investment club, 'n property investment club. So, ek het Almal saam klap. As ek, Boy. ja, en dan wil ons ook in eiendom belê. Maar dis is daai wat Marie op Sam Club op naweek in. Ja, en sy ou daar nie, nee. Ek het iets van 'n stokvel ook gesê, maar ons kan daai terwyl chat. So hierdie eiendoms investment club is gewoonlik, ek het dit al baie gesien in die jare wat ek nou kursusse, baie meer aktief kursusse aangebied het oor eiendombelegging, is waar jy sal baie keer 'n ouer en 'n kind kry, waar die kind is die een wat nog baie gemotiveerd is om in eiendom te belê. Hulle gaan uit, hulle gaan soek die goeie deals, hulle kry dalk daai regte deal, gemotiveerde verkoper, berekeninge is reg, maar die kind het nie 'n kredietrekord om mee te werk nie. In so 'n geval kan mens 'n maatskappy stig. Die ouer en die kind is albei aandeelhouers in hierdie maatskappy, maar mens maak net die persoon met die gunstige kredietrekord 'n direkteur van die maatskappy. So ons besit, as ons die eiendom in die maatskappy inkoop, besit ons nog steeds die eiendom 50-50, maar die bank kyk net na die direkteur van die maatskappy se kredietrekord. En op daai manier kan 'n persoon wat nie 'n goeie kredietrekord het nie, maar nog steeds bereidwillig is om hy eiendomme te gaan soek, nog steeds die geleentheid om in eiendom te belê. Ek weet spesifiek van 'n klub waar dit was 10 vriende gewees,
wat elkeen het elke maand 'n paar rand weggesit vir 'n deposit toe en oordragkostes, en toe hulle op die punt kom waar hulle aansoek doen vir finansiering, toe kom hulle agter dat 6 van die 10 ouens nie gaan kwalifiseer nie. Hulle maak dat hierdie maatskappy nie gaan kwalifiseer nie as gevolg van hulle kredietrekord. 'n kredietrekord, die vorige stoutigheid wat hulle finansiëel aangejaag het, en nou het hulle net daai 6 ouens afgehaal as direkteure, die 4 wat 'n goeie kredietrekord het gebly as direkteure op die maatskappy, en so kon hulle nog steeds die eiendom koop, en dit was nog steeds almal se eiendom. So ek begin dit te vra vir aangesien ons 'n regsman ook hier so het. Hoe werk dit? Is dit het jy nog steeds equity in die company, maar jy's net nie 'n direkteur nie? Ja, so die direkteure is in beheer van die maatskappy en hulle het die reg om die maatskappy te bind. So die een wat die kapitaal dan insit, wat skin in die game het dan ook beheer. En dit forceer dan die een wat wil nie sê die free ride nie, maar die een wat die werk gaan moet doen, maar wat nie skin in die game het nie, om te moet bietjie afback of uitback met die besluitneming, sodat daar toegegee kan word aan daai. En so dit beteken eintlik dat die ene wat nie direkteurskap het nie, moet ekstra versigtig wees, nee, want as jy nou windgat raak, dan kan jy net geveto word. Ja, daar is altyd as jy kan nie alles net vir jou hê nie. So ja, dit gaan bietjie jou besluitneming binne in die maatskappy, maar dan kom dit ook nou weer op 'n shareholders agreement, en jy kan sekere goedjies daarin sit en mense beskerm. Gesag delegate, die direkteur kan sê, ek stel jou aan as 'n bestuurder en jy het die sekere magte, maar dit is dan kontraktueel en kan weer teruggetrek word. En nog steeds in hierdie geval waar daar 10 aandeelhouers was, het elkeen eweveel kapitaal ingesit van hulle eie kapitaal, maar net die direkteure het dan die lening voor aansoek gedoen, die verband op daai spesifieke eiendom dan nou. So dit is een van die maklikste maniere, want jy gebruik nog steeds die bank se geld, selfs al kwalifiseer jy as persoon nie noodwendig vir die lening nie, gebruik jy nog steeds die bank se geld, wat meeste van die tyd 'n bietjie goedkoper. Bank se geld en jou pelse credibility. Yes, presies. en 'n ander ding wat ek ook al gesien het, wat bitter interessant is, hierdie was 'n pa en 'n seun gewees, waar die pa het die geld, of die kredietrekord, maar die seun is weer jonger. So die pa is amper te oud om te kwalifiseer vir 'n volverband, maar die seun het te min geld om te kwalifiseer vir 'n volverband, maar dis alsof hulle die beste van beide gebruik het. Die seun se ouderdom het vir hulle 20 jaar finansiering laat kry, maar die pa se geld het vir hulle finansiering gekry. Ja, die pa is die eekhoring sonder die tande. Ja. Hy het lank gekou en hy deal, maar het dit maak werk. Nou speel hy seun met die akkers. Ja. Hy was 'n wakker akker wat die geleentheid gesien het en het gemaak werk het. Maar in agter so lank net nie met koning Leeu lol nie. Die volgende strategie wat mens kan gebruik, en dit is nou, sê nou, jy het nou nie daai luxury nie, jy het nie 'n vriend of 'n ouer of 'n persoon wat kredietwaardig is en wat vir jou daai finansiering kan kry nie. En hierdie is ek hou vreeslik baie van hierdie strategie, die R2R strategie noem ek hom. So dit is rent to rent. Ek het hierdie strategie self al baie suksesvol gebruik in die verlede, en ek weet Jacques was al by een van my rent-to-rent eiendomme gewees. So wat ek daar gedoen het is, en dit was ook nou pre-COVID, het ons 'n kantoor gehuur. So dit was eintlik 'n groot residensiële huis wat ek gehuur het. Ons sê dit gebruik as ons kantoorspasie, maar die huis was te groot geweest. Daar was baie spasie nog oop geweest. En ons het daai spasies ook uitverhuur. So daar was byvoorbeeld prokureurs op 'n stadium in 'n gedeelte van hierdie huis geweest. Daar was 'n accountant in die huis geweest, en hulle het sulke stukkies van hierdie eiendom by ons gehuur. Hulle het ook iemand in die garage gehad, nie? Ons het die prokureurs was hulle in die garage. Dis nie die entrepreneur nie.
in die garage. Hulle is ja, van dit is Dis waar die wêreld se grootste maatskappye begin, is in die garage. ja, in die garage. Ja, so of hulle Dis die word prime spot, nee. Ja, daar ekstra. jy betaal ekstra vir die garage. Ja, ja, so daai spesifieke firma het uit die garage uit net nooit weer hy bestaan nie meer nie, maar Seer op die vinger. dit was een van die slegter garage stories dan nou. In elk geval, ja, so dit was 'n netjiese garage, so ek meen die vloer was geteel, daar was 'n plafon gewees, nie net 'n oop dak nie. Dit was 'n netjiese area, ons het hom so bietjie netjieser gemaak as jou standaard garage, en daar was 'n besigheid daar uitgeoperate. Dus het ons omtrent niks huur betaal vir ons kantoorspasie nie, oordat ons die ander areas uitverhuur het. Nou goedjies om op te let, so jy kan actually 'n hele portefeulje van eiendomme hê wat jy uitverhuur sonder dat jy een hoef te besit. Met hierdie model. Daar's 'n paar goeters obviously wat mens in ag moet neem. Die eerste ene is, hoe huur ek 'n eiendom teen 'n sekere prys en ek verhuur hom weer vir 'n hoër prys. Dit maak nie sin dat mense dit so kan doen nie. So jy mens verhuur hom uit as iets anders as wat jy hom voorhuur. Soos byvoorbeeld ons het nou die kantore gemaak van hierdie spesifieke eiendom. 'n ander een is, jy kan dit byvoorbeeld Airbnb. Ek het dit nog nooit gedoen nie, so ek moet net hier by my disclaimer insit, dat dit is nie 'n strategie wat ek al self gedoen het om dit as 'n Airbnb uit te verhuur nie, maar ek het al van mense gehoor wat dit suksesvol doen. Weereens, jy kan 'n hele Airbnb portefeulje hê, sonder om een eiendom self te besit. Ja, ek het actually gehoor van 'n ou in die Kaap wat hierdie dierhuise daar in Kampsbaai en so hier en dan uit Airbnb en sy groot winsmarge lê daar om nooit die huur te betaal nie. So, al die mense kom wel agter hom aan. 100% wins. Hy maak net staat, hy het die reg op die plek en hy hier daai plek, ander mense se plekke net uit en ja, so dis nou. Ja, dit interfereer altyd met jou wins as jy die goed actually moet betaal. Maar ek dink die eintlike ding ja, wel dit. Die inconvenience. Ja, ook, maar andersom is actually die risiko van die model, is dat as jy onder huurder jou nie betaal as huurder nie, Ja, jy voluit verantwoordelik. En jy moet ook altyd seker maak die vir die regie toestemming. Dit is my volgende punt ook, ja, so baie mense as ek oor hierdie strategie praat, dan sê dit is onmoontlik, want 'n kontrak sê altyd, daar's geen subletting. Nee, maar dit sê omtrent altyd will not unreasonably be denied. Dit sê omtrent meeste van Exactly, so dit is baie belangrik om oop kaarte te speel met die landlord van dag 1 af, en te sê, hierdie is my intensie, hierdie is wat ek wil doen, is jy happy daarmee? Ja, ek is, goed, kom ons hersien net gou daai kontrak, en kom ons haal net die onnodige klausules uit wat hierdie maak dat dit nie kan gebeur nie. En as jy 'n goeie model het, kan jy actually met die landlord ook partner, want jy kan ook daai risiko deel en sê, ek kan net die spasie vir jou verkoop kry, dan hoef jy nie eers daai commitment noodwendig aan te gaan as jy 'n lekker deal kan maak. Ja, ek dink belangrik om te onthou is wat ons oor 'n paar weke terug gepraat het oor, meeste van ons download 'n template. So moenie dink omdat iets in 'n kontrak staan dat jy nie oor dit kan negotiate nie, nê. Yes. Very true. Ja, dit is nie 'n wet dat dit in die kontrak moet wees dat daar geen subletting mag wees nie. Dit is Dit is altyd in daai template wat hy gedownload het. Daar's dit omtrent altyd. Maar ons kan vir hom uithaal. Ek het hulle nie al in 'n pen, ons haal vir hom uit. Tipies. In elk geval, so dit is 'n baie goeie strategie. Ek dink as jy strategies daar rondom is, kan dit baie goed wees. Iewers waar dit goed werk, sommer 'n lekker tip vir iemand wat so iets oorweeg. Areas waar dit gewoonlik baie goed werk, is in jou ouer gegoede areas. Byvoorbeeld, as ek nou hier in Pretoria sommer 'n voorbeeld kan noem, as jy nou kyk na Waterkloof, daar's nou huise wat nou 'n 4-5 miljoen rand se huis is, maar deesdae as iemand 'n 5 miljoen rand se huis wil koop, dan koop hulle eerder in 'n sekuriteitsestate. So nou het daai groot huise teen die berg se waarde gaan eintlik af, al met hier. Ja, veral met hier, oor niemand wil dit meer hier nie, want jy hier ook eerder in 'n estate, as jy R40,000 'n maand hier betaal, dan gaan jy eerder in 'n sekuriteitsestate gaan hier. So hierdie groot mooi huise staan daar en hulle staan baie keer leeg. So nou werk jy met 'n gemotiveerde verhuurder
en nou daar kan ons onderhandel. Sê kyk jou huis staan nou al 'n ruk leeg. Ek gaan nie vir jou vra om jou prys af te bring noodwendig. Ek gaan jou premie vir jou gee wat jy hierso Yes. jou begin Ek prys. vra my nie by die stadsraad te gaan aangee vir grondgebruikregte oortredings. Ja. Wat ook al hy beteken. Dit was dit as 'n commercial Wat is dit, hè, maar, hè? Eis. Maar ja, so ek gaan jou premie betaal, maar ek gaan vir jou vra of ek my liniaal en my pen kan gebruik en hierdie klousule uithaal en nie regtig, ek sal vir my vra om dit vir my mooi te doen. En dan doen ons dit so. Ag, daar is dan nou ook wette obviously van in die residensiële area, so jy moet nou nie 'n restaurant in die huis gaan oopmaak waar jy nou kos bedien nie. Moet nou nie retail gaan doen nie. Ek sal sê hou dit meer tot jou tipiese administratiewe goed waar kantore waar daar nou nie die hele tyd kliënte in en uit is nie. So tipies Nagklub? Ek gaan 'n nag. Ja, veral nie. Wel as jy daai nuus doen, hè, weet jy net almal oorfone gee soos Tube Daar sê almal dans rond daar, En ek hou almal kom daarvan. met Uber, jy het nie parking Daar probleme. sê, who's daai? Daar sê. Lekker. Ja, ons kan hierdie maak werk. Ons het 'n nightclub aan in die Centurion Golf Estate. Noem hom stille nag. Nou dit is stille nag klub. Dis funny. In die case 'n derde strategie weer eens waaroor ek baie mal is ek het dit al baie keer gesien is die mense spring weg met hierdie groot ambisies om 'n eiendombelegger te word, gaan vind daai gemotiveerde verkoper, hulle sit die tyd en die effort in, kry die regte persoon. Hulle doen die berekeninge, die deal is goed. Hy's 20-30% onder markwaarde, gaan bank toe en hulle kry nie 'n lening nie. Weereens, daar is nie die einde van die journey vir jou noodwendig nie. Daar is iets wat ons praat, ons noem dit 'n spotter, 'n eiendom in 'n property investment spotter. Nou daai mense het die vaardigheid geontwikkel om daai eiendom te gaan soek, die berekeninge te doen en dit dan te verpak. En as jy daai deal reg verpak het, dan vat jy hom vir die belegger wat wel die geld en die kredietwaardigheid het en hulle koop die geleentheid by jou om daai eiendom te kan koop. Ek het al gesien dat die gemiddelde spotter fee maklik wissel tussen 15 en 25.000 rand kontant wat jy kan kry oor dat jy die moeite In jou gaan doen maxi spaar. In jou maxi spaar, ja. So hoeveel 15.000 rande het jy nodig spesifiek om te kan op oorleef? En almal se antwoord is nou anders, maar daar's soos baie mense wat hierdie voltyds vir 'n lewe doen. As hulle gaan soek goeie deals, hulle verpak dit en hulle vat dit vir hulle beleggers. As jy 'n eiendom vir 200-300.000 rand onder markwaarde kry en jy vra 15.000 rand vir jou moeite daarvoor, dan is meeste beleggers meer as bereid om dit vir jou te betaal. So dit is 'n lekker manier om in die eiendombedryf in te kom, want jou risiko is baie laag. Jy vat nie enige groot kanse jouself nie. Jy het nie kapitaal nodig nie en jy kan wel ook daai geld gebruik om jou kredietrekord in rehab te sit en hopelik oor 'n jaar of 2 van nou af kan jy daai deals self begin te koop. As ek dalk kan bynoem, want ek dink dat dit is maar seker baie naby aan daai klub van jou, maar hulle noem ook Real Estate Investment Trust, REITs, wat maar amper ook soos 'n tipe klub is waar ouens portefeuilles saam belê. Dan kry jy ook gelyste portefeuilles, jy weet, soos Growth Point en Accelerate van Atterbury, waar jy kan op die beurs belê en kapitaalgroei en dividende kry, en dis ons wat nou malls bou en kantoorblokke en sulke tipe goeders. Ja, so en dan 'n ander ding, dis nou 'n bietjie van die ander kant af, nie noodwendig 'n bron van finansiering nie, maar 'n bron van omset. Wat ander mense nou weer doen is om op eiendomstransaksies bridging finance te doen. Soos veronderstel, iemand sit hulle eiendom in die mark en hulle kort dan gaan jy so 3 en 6 maande verkoop, dan leen hulle teen daai voorgenome transaksie geld uit. Want dan kan die koper of die verkoper is dan al 'n bietjie stout, want jy kan nou trek teen jou huis, hy's nog jou en hy's nog nie verkoop nie, maar die een wat die geld leen, se sekuriteit is dan dat jy kom in elk geval 'n transaksie, ek hoef nie eers die ding op auction te sit nie, hy gaan klaar verkoop word en het dan daai sekuriteit, of waar iemand ook agterraak met 'n huisverband
om dan daai verband eintlik uit te koop en dan 'n ander verband te vat, partykeer dikwels teen hoër rente as wat die bank sou. Presies, so daar's 'n hele klomp verskillende opsies om eiendom te koop en in eiendombeleggings betrokke te raak sonder dat jy die bank se finansiering nodig het, veral dan nou as jy kyk na tipies 'n flip. Jy koop met die doel om so gou as moontlik weer te verkoop, dan kan jy 'n belegger betrokke kry wat vir jou basies daai bridge finance kan gee. Jy verkoop die eiendom weer, jy betaal 'n sekere persentasie rente wat jy voor die tyd geonderhandel het met die belegger, en van daar af maak jy jou paar rand op so 'n tipe flip. Dit wat jy nou sê van as iemand bietjie agter geraak het met hulle finansiering, betalings, ek het al in die verlede ook so 'n transaksie gehad waar hulle was op die punt om hulle huis te verkoop, te verloor, so die huis sou op auction gegaan het. Ek het daai agterstallige, dit was nie so baie nie, ek het daai agterstallige paaiemente gaan betaal, maar ons het op daai punt 'n kontrak geteken wat amper vir my die sole mandate gegee het om daai eiendom namens hulle te bemark en te verkoop. En dan het ons die bank terugbetaal en die wins bo op die huis het ons dan nou verdeel. So, nice. En dit was 'n idee wat ek vir hulle gebring het om te sê, of julle gaan julle huis verkoop, of ons deel die upside as ek julle uit die nonsens uitkry, so ons verkoop julle huis. Dis wel Jy verloor die huis of ons doen 'n deal en Presies. almal Kry wen. iets uit dit, ja. So daar's ons 'n hele klomp ander alternatiewe finansieringsmodelle, daar's ons natuurlik die back-to-back waar jy verkoop die huis, jy betaal die huis met die vorige persoon se geld, en so dit raak 'n bietjie meer complicated, maar daar is baie verskillende modelle. Daar's ook, ek en Jacques het al bietjie gepraat oor en iets wat julle dalk sommer self bietjie kan gaan navors, mense wat belangstel in alternatiewe maniere om eiendom te bekom, is die Section 20 Alienation of Land Act, waar jy 'n installment purchase doen, so jy sny die bank uit en jy koop die eiendom actually direk by die verkoper en jy betaal hulle op 'n maandelikse basis dan nou af. So daar's 'n hele klomp verskillende alternatiewe befondsingmodelle, maar ja, ongelukkig het ons nou nie tyd vandag om in hulle almal in te gaan nie, maar ek dink as mens kyk na die beleggingsklub, die hier met die uitkyk om weer uit te R2R. die R2R rent-to-rent model, en om 'n spotter vee. Ek dink as mens net na daai 3 al vir 'n begin kan kyk, het jy al 'n hele sak vol nuwe tools in jou toolbox. Nuwe akkers. Dankie Ernest, baie interessant. Dankie julle rakkers. Dankie wakker rakkers. Dan chat ons in 2023 weer. Dit is ons vaderland. Manne, dit was aangename 9 weke. Ek sien uit na 2023 saam met julle in die journey. Om julle mother akkers weer te... Julle mother akkers. En julle daar buite, pas julle self op, rus goed, wees veilig en hou hoop. Ek dink 2023, ek dink dit gaan 'n goeie ene wees. En vat nou maar ietsie nuwejaars, want Januarie gaan ons monk. Jy gaan monk, ja, so drink nou maar nou nie, Jy moet nou nie jouself vir die nou nie jaar se voorraad Jy moet drink. nou nie monk drink nie. In jou monk in. Nommer 2. Cool. Cheers. Julle. Lekker. Sayonara. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.